Ek gesels nou met generaal Dan Lamprecht van die Dirty Dozens. Hy is die stigterslid van die Dirty Dozens. Nou, die van julle wat nie weet wat dit is nie, ek gaan hom nou vra. Generaal, dis lekker om jou hier raak te loop hier by die Propatria fees. Kan jy vir ons net vinnig vertel, wie is die Dirty Dozens wat julle nou, hoe het julle gewerk? Baie dankie. Ons het in 1970 het Jan Breitenbach magtiging gekry om 'n spesmagte groep te stig. En hy het 11 mense gekies, die 12de man het onttrek weens 'n rugbesering. En ons het in 1970 begin in Oudtshoorn. En by die infantry skool wat 'n baie netjiese eenheid was, as ons terugkom van die veld met verskillende klere drag, het ons eintlik dirty gelyk. En dit kom van 'n fliek af wat in 68 geneem was, The Dirty Dozen. Dit was 'n werklike operasie wat hierdie fliek nageboots het. So dit is waar die nickname The Dirty Dozen vandaan kom, want ons was altyd onnet en vuil as ons van die opleidingsterrein afkom. Maar ek is net baie dankbaar as ek terugdink, my loopbaan het begin in 1960. Ek kyk terug met groot dankbaarheid aan alles wat ek kon doen en die tyd wat ek saam met die spesmagte het. Ek is toevallig op hierdie stadium nog die president van ons spesmagte veterane vereniging. En ek is baie dankbaar vir die ondersteuning en die deel wat ek nog kan terugploeg. Ek dink veterane is eintlik, ek gaan die Engelse woord 'n underrated setup, want die eerste generasie na die Eerste Wêreldoorlog, die Tweede Wêreldoorlog, tweede generasie, ons is nou die Bosoorlog, die derde generasie. En ek sien nou eintlik 'n oplewering in belangstelling. En nou kyk ons na wat laat ons agter. Die Engelse woord our heritage. Nou, dit is vreeslik belangrik dat die organisasies wat nou besig is om museumpies en uitstallings te maak, dit doen, want dit gaan uiteindelik die legacy wees wat hulle agterlaat. Nou wat spesmagte aanbetref, ons het ook 'n probleem dat die voeding dalk nie gaan werk, dis dalk 'n ander kultuur. En ons het ook 'n eindpunt oor 10, 20, 30 jaar. Maar ons is besig om 'n legacy te bou en daar is op hierdie stadium 'n Land Cruiser en 'n sleepwa wat op 'n lotery amptelik goedgekeurde by die Nasionale Loterykommissie, en vir R500 kan 'n ou 'n 1.5 cruiser en 'n sleepwa wen. So ek moedig mense aan om dit te doen, want hulle ondersteun die veterane van spesmagte, maar ook ons is gepaard met Jacaranda kinderhuis. So as ek nou van die kinderhuis praat, dan dink ek aan al die ouer mense. Eintlik ek hou van, ek is 'n ou, ek is nie 'n ou mens, ek is 'n jong ou mens. Maar al die ou mense wat sit, onthou net een ding, jou brein moet aktief wees en jou liggaam moet beweeg. Al loop jy met 'n loopraam, jy moet nog kan beweeg. So ek wil vir al die ouens daar buite sê sterkte. Militêre veterane is 'n baie belangrike deel van ons samelewing en ons moet dit bevorder en ondersteun soveel as wat ons kan. Generaal, nee, ons wil ook vir jou sê baie dankie. En die van ons kykers wat ons kanaal dophou, sal weet ons het 2 jaar terug ook met generaal Dan Lamprecht en met generaal Mich Delport het ons 'n onderhoudjie gevoer en 'n baie interessante inligting by hulle uitgekry, veral oor die slag van Cuito-Guanaval. En dit was nogals baie goeie antwoorde wat julle ons daar gegee het. Ander mense het presies gesê, dis presies akkuraat wat generaal daar gesê het. Nee, dankie vir wat julle doen ook van ons kant af, wil ons sê. Ons kan nie genoeg dankie sê nie. Ek wil 'n laaste ding nou so 'n bietjie vir jou 'n snaakse vraag vra, maar ek wil dit tog vra, jy moet vir my uit jou hart betaal. Wat is vryheid? Dis 'n baie diep vraag wat jy nou vra, en vryheid gaan vir verskillende mense verskillende goed beteken. Op my ouderdom en my stand in die lewe is vryheid een ding. Maar as ek kyk na die ouens daar naby my in Plastic View, gaan vryheid vir hom 'n ander begrip wees. En ek dink net die mense wat vryheid en politieke slagspreuke gebruik en sê freedom for all, houses for all, land for all, die klits kwyt, want dit werk nie so nie. 'n Ou moet werk vir wat jy het en jy moet werk vir wat jy kan doen om ander mense ook te kan opbou. So ja, vryheid, ek wil nou nie vir my spesifiseer, die vryheid is vir my om te kan nog doen wat ek graag wil doen en ander mense daarmee ook kan help. Maar was dit nie vir oom hulle nie, het ons nie hierdie vryheid gehad nie,
Maar nou voel dit vir ons asof daai vryheid ook begin, vir ons as Afrikaners, begin die vryheid amper al erodeer. En ons het nodig om weer terug te keer om ons vryheid as 'n volk weer terug te probeer bewerk. En dis 'n moeilike taak. Julle het hard gewerk, maar is asof dit nie heeltemal, ek sê dit op my terme, nie heeltemal waardeer word in vandag se lewe nie. Maar ek wil net sê, ons het gesien en ons weet wat het julle gedoen. Maar ons is nog nie weer daar nie. Ja, kyk, dis 'n baie moeilike ding wat jy nou sê, want die punt is die politieke narratief is geskryf en ons is die baddies. Maar inteendeel, ons het die wêreld gered van kommunisme. En ons het dit gestuit deur ons optrede. En nou is dit 'n ideologiese stryd en die punt is, ons moet net konservatief bly en die regte goed doen. Ons moenie uithak en snaakse goed doen nie. Ons moet net bly doen wat jy moet doen, waar jy kan, met wat jy het, en help soveel mense op hierdie pad soos wat jy kan. Nou ja, met daardie goeie raad en advies van generaal Dan, dink ek gaan ons afsluit. Generaal, baie dankie, baie sterkte en ons hoop om die volgende jaar weer hier te sien. Baie dankie, ek sien uit daarna. Baie dankie. Ek is Frans van Millet. Ek is deel van Samiva. Hier agter my is die sameroeping van al die verskillende intelligensieorganisasies. En ja, dis my 4de jaar wat ek hier is by die militêre fees. Dit bly altyd aangenaam. Samiva self, ek is die tesourier, die nasionale tesourier van Samiva. En ook is ek die sameroeper van Gauteng Noord, al die byeenkomste, die parades en so meer. En dit bly vir my steeds na in die hart om hier te wees. Toe ek eerste jaar hier begin het ek hamburgers bedien. En nou ja, nou het ons 'n stalletjie hier volledig en ons verwelkom almal by ons en dit bly steeds aangenaam. Aangenaam, altyd aangenaam.